By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Baie welkom en baie dankie dat julle hierheen gekom het vanoggend. Ons gaan verder luister na die musiek rustig, toe oë as jy wil, en net die kalmte toelaat. Want daar moet maar ook seker van 'n redelike warm boel in ons koppe aan die gang wees na so 'n lang week, en baie dinge, en dan is hierdie 'n wonderlike geleentheid om net by daai middelpunt uit te kom, waar die stilte toegelaat word, om sy spraak te sprook, en dis 'n wonderlike ene, daai taallose taal. Dankie Jannie, dankie Renée.
Baie dankie julle. Om die God van die mense te bevry van die mense van die God. Dis my titel vanoggend. Ter inleiding wil ek gou dit sê. Daar's 'n erfstuk in elkeen van my en jou se harte en in ons hande en in ons koppe. En dit is kosbaar, maar dit is met 'n vel oortrek wat dalk maar net moet afgeskil word sagkens, nie hardhandig nie, nie sonder respek nie, maar weliswaar so. Ons almal is erfgename van hierdie iets kosbaars, maar dit is ook potensieel gevaarlik. En 'n mens mag met die eerste aanhoor van hierdie stelling wonder, wat kan nou so gevaarlik wees aan die kleed waarin die godheid vir ons aangebied is? Maar julle sal later dit hoor. Wat is potensieel gevaarlik hieraan? Ons het van ons voorouers 'n geloof in iets groter as onsself gekry. Maar daarmee saam ook die kleed waarin die geloof getooi was, geërf. Die taal, al die gebruike, al die heilige rituele, die verhale, die simbole, alles dinge wat in 'n sekere tyd en in 'n sekere wêreld ontstaan het.
Dit is soos om jou ouma se trourok te bære. Dit is pragtig. Dit is wonderlik. Wanneer ons hoor dat iemand daar iewers in 'n kus die ouma se trourok het, is ons almal nogal met verwondering vervul, want dis besonders. Dis vol herinneringe. Maar as jy vandag trou, gaan jy waarskynlik nie daarin die paadjie afstap nie. Nie omdat jy jou ouma minag nie, maar omdat jy nie in 1953 leef nie. So ook met geloof. Om die diepte van dit wat groter as ons self is, werklik te eer, moet ons die ou stofklere van die mite en veral die etniese konteks afskud. Nie uit minagting vir die antieke vorm nie, allermins, maar uit eerbied vir die universele kern. Of soos iemand gesê het, God het die mens geskep na sy beeld, het hy gehoor, en van daar af kan die mens dood eenvoudig nie ophou om hierdie guns aan God terug te besorg nie. Die gode was gode van hulle tyd. Elke groot godsdiens, elke morele kode, elke manier van kyk na die lewe is gebore in 'n spesifieke kultuur. In hierdie geval, godsdienste geval, vol oerangs, oorlog, vreemdelingehaat, patriargie, mites, wat nie te sleg is nie, as mens verstaan wat 'n mite is, en hier's veral ook een beperkte wetenskap. Die Israeliet het oor hul God gepraat en hom hoor praat in die wind van die dorre woestyn. Die Grieke het hul gode op Olympus gehoor. Die Hindus het hul Brahman in die stilte van meditasie ervaar. En tog het almal van hulle en al die ander wat ek nie genoem het nie, dieselfde menslike handtekening. 'n poging om orde in chaos te skep. Betekenis in lyding en gesag in 'n moreel twyfelagtige omgewing. Maar toe het iets gebeur. Die vorm waarin dit gekom het heilig geword. Nie net die waardes daarbinne of daarachter nie. Die stories is geglo asof hulle universele insig oor die heelal, die menslike siege, siektes, rampe en die oorsprong van boosheid bevat, terwyl hulle eintlik oor die mens se antieke bepeinsings gaan. Die Joodse wette het nie slegs daardie volk probeer beskerm teen morele verval nie, hulle het verder gegaan, hulle het die wêreld begin verdeel in uitverkorenes en onreines. Deur hierdie wette goddelike wette te noem. En 'n ou moet maar net so bietjie navors, veral daar gaan kyk waar dit oor landbou en oor grond gegaan het, en dan gaan kyk jy wat het die Assiriërs gedoen, lank voor hulle. Die Israeliete het woord vir woord Assiriese landheerwette neergepen en vir jare geglo selfs tot vandag, dat God daardie wette uitgespreek het. Die Christelike verhaal wou die mens bevry van skuld. Met 'n letterlike verstaan van 'n paartjie se skepping in 'n paradys. Hulle verval. En die bloedoffers waarmee God se aanvaarding dan nou daarna weer gekoop kan word. En toe, tot vandag toe nog, word die onwetenskaplike verstaan van die mens se aard en ontstaan, tesame met die primitiewe bloedofferstelsel, gebruik om miljoene mense op hierdie aardbol met hulle skuldgevoelens te probeer help. Islam wou 'n gemeenskap saambind, maar toe word dit ook 'n grens tussen ons en hulle. Ons almal
het die kleure van 'n tydelike waarheid begin verwar met die liggaam van die tydlose. Wanneer stories letterlik verstaan word, en hier kom ons nou by die potensiële gevaar. 'n Rabbi het eens gesê, wanneer jy die verhale letterlik alleen verstaan, verloor jy die waarheid daarin. Dit is soos om in die reënboog te probeer inklim, omdat jy glo daar's 'n pot goud daarbo, en dan te kla as jy nat word. Ons leef vandag in 'n tyd waarin mense steeds probeer om die Koran, of die Bybel, of die Vedas te bewys, asof waarheid 'n historiese verslag is. Maar die ou wysers het nie geskryf om geskiedenis te maak nie. Hulle het geskryf om betekenis te gee aan geskiedenis. Ek wil net iets vir julle sê, so interessant is, net 'n kantnota. Iemand het een keer gesê, dat om te onderskei tussen dit wat byvoorbeeld in die Bybel geskiedenis is, en wat storie is, behalwe met die uitsondering van Nehemia. Verder is geskiedenis in verslag en tabelvorm geskryf. Dis nie in storievorm geskryf nie. So wanneer jy 'n storie teekom, soos ek sê, behalwe in Nehemia se geval, dan kan jy redelik seker wees, jy het nie hier met 'n poging om geskiedenis neer te pen te maak nie. Wanneer jy dus vandag sê, ek glo die skepping het in 6 dae gebeur, sê jy eintlik, ek verstaan nie dat 6 dae die taal van 'n ideologiese storie was nie. Boonop, as jy van ideologie praat, hier, word God dan aan hierdie verpligte rusdag onderworpe gemaak in hierdie storie. Dis 'n antieke taal vir 'n universele misterie. Let wel, 'n misterie. Dis gissing. Dis kreatiewe beskrywing vir iets waaroor gepeins word terwille van 'n dieper oordenking en poging om te verstaan. Die probleem is wanneer 'n storie nie meer simbolies teen die agtergrond verstaan word nie, begin dit gewelddadig word. En hier's waar dit gevaarlik is. Letterlikheid is in hierdie geval die vyand van liefde. Ons kies steeds die boom van kennis en van weet bo die boom van lewe. Om te weet wek dikwels arrogansie. Kennis, weet ons, kan opgeblaase maak. Sogenaamde eksakte godsopenbarings is nog erger. Dit maak mense gode in hulle eie oë. Hulle weet hoe God dink. Mense wat glo hulle weet wat God gesê het, is nie net mislei deur hulle eie obsessie met reg wees nie, maar hulle is altyd rigied en beterweterig. Dis gevaarlik. Dis gevaarlik vir waarom ons hier is. Vir menswees, vir eenheid en vir 'n gevoel van verbondenheid. Daar is 'n universele laag agter elke tradisie en hy's daar as jy hom gaan soek. As jy die Bybel, die Koran, die Tao Te Ching en die boeddhistiese sutras saam lees, dan begin jy 'n patroon sien. Dok Piet het baie daarvan gedoen tussen van ons geskrifte in die Bybel en die boeddhisme. Agter elke wet is 'n bedoeling, deernis. Agter elke verhaal van sonde is 'n besef. Die mens word maar stadig bewus. Agter elke gebed is 'n verlange na 'n gevoel van aanvaarding, eenheid en uitkoms. Wanneer jy dus die simbole stroop, bly daar iets oor wat nie Joods of Hindoe of Moslem of Christen is nie, maar menslik. Dis hy stil stem
Daai stem wat as hy met jou praat, dan doen hy wat hy nou met my doen. Hy vat vir jou vas. Daai stil stem wat fluister, moenie skade doen nie. Dis daai onverklaarbare eerbied wat jy voel as jy onder die sterre staan en iets groters as jy self ervaar. Dis die wete. Ek het 'n gewete. Daai antieke innerlike kompas wat nie deur Moses of Jesus of die Boeddha geskep is nie, maar bloot ontdek is. Wat voortdurend deur my en jou ontdek word, wanneer ons iets doen wat ons nie ontstel nie. Teenoor die handelinge wat al die vrede in ons versteur. Die tyd het gekom dat ons ophou aanbid waar die vuur geval het en soek na die vuur self. Ons benodig 'n nuwe soort geloofsvolwassenheid. Want die moderne mens het 'n vreemde probleem. En ek sien dit drieërlei. Sommige vryf liefderik oor die kleed waarin die ervaring van grootsheid by hulle tuis gekom het. Hulle het hulle godsdiens van herkoms lief. Ander het die mytes afgeskil en by die essensie uitgekom. Hulle minag nie godsdiens nie, maar hulle is van almal losgemaak. Jy hou dit koesterend, maar baie liggies vas, want jy weet waarmee jy te maak het. Dis ouma se trourok in die kus. Ek gaan hom nie aantrek nie. Ander het 'n probleem van 'n ander soort. Hulle het te veel inligting, maar te min wysheid. Hulle het die mitologie ontbloot, maar nie die eie ego nie. En nou leef hulle sonder enige ontzag, en hulle wonder waarom dit so leeg voel. Ons het 'n nuwe soort geloof nodig. Een wat nie gebou is op dogma of kulturele identiteit nie, maar op bewussyn, verantwoordelikheid en medemenslikheid. Nie geloof wat sê ek is reg en jy is verkeerd nie, maar een wat sê ek is mens, net soos jy. My ervaring is met dieselfde grootsheid, dieselfde stilte, dieselfde liefde as jou ervaring. Daar is net een grootsheid, een stilte en een liefde. 'n Mens kan steeds die poësie van die Bybel of die Koran lees, sonder om dit as wetenskap of waar te sien. 'n Mens kan bid, sonder om te glo jy praat met 'n ou man op 'n troon. 'n Mens kan moreel leef, sonder om te vrees vir 'n hel, en dit as motivering te hê. Dis geloof as volwassenheid. Dis moraliteit sonder mitologie. Dis spiritualiteit sonder 'n nasionale vlag. Of soos Joseph Campbell gesê het, die godsdiens van die toekoms sal nie oor 'n geloof gaan nie, maar oor 'n ervaring. Die praktiese implikasie hiervan is 'n universaliteit. Wanneer ons morele en spirituele waardes uit hulle etniese baadjies uithaal, gebeur iets baie moois. Die wêreld word kleiner en ons harte groter. 'n Moslem en 'n Jood en 'n ateïs kan saam staan teen onreg, want hulle deel 'n menslike gewete, nie 'n heilige boek nie. 'n Afrika-tradisiesanger en 'n boeddhistiese monnik kan saam stil word, want stilte het geen taal nodig nie. 'n Christen kan sy eie Jesus sien as 'n universele argetype van selfoorstyging, eerder as die enigste paspoort na 'n hemel toe. Wanneer die verhaal universeel word, word die wêreld menslik. Ek gaan afsluit. Daar's 'n groot ontwaking in ons tyd, en is ongelukkig nog nie in getalle kwantitatief daar nie, maar ek dink die kwaliteit is reeds iets groots. Die grootste geestelike ontwaking van ons tyd is nie dat mense wegbeweeg van godsdiens nie.
maar dat hulle dieper in die kern daarvan inbeweeg, verby die simboliek, na die stilte waaruit dit gekom het. Om geloof te stroop van sy etniese en antieke baadjie is nie om dit te verwerp nie, dis om dit te bevry. Die grootste eer wat jy 'n antieke teks kan bewys, ironies genoeg, is nie om dit te verhef tot letterlike waarheid nie, maar om dit te verstaan op die vlak waar dit jou help om meer mens te word. En dalk is dit die nuwe gebed van ons tyd. Mag ek nie meer reg wees as wat ek liefdevol is nie. Mag my geloof my nie skei van mense nie, maar verbondenheid met hulle laat voel. Mag ek die ewige wysheid hoor, selfs al praat dit in 'n taal wat lankal nie meer bestaan nie. Wysheid is nie antiek nie, is nie etnies gebonde nie. Dit het alle grense te bowe gegaan en sal alle tye oorspan. Dit was vandag my storie. Dankie Jannie en Renée. Vir julle bydraes, dit word regtig waardeer en dit is broodnodig ook. Baie dankie Jannie en Renée, die musiek was pragtig en nou gaan ons luister hoe julle ons uitspeel. Dankie.
Voor julle gaan, laat ek gou ietsie skinder. Hierdie man agter hierdie klavier, ek weet nie wie van julle is op sosiale media en jy het dit gesien nie, maar hy is benoem vir, Jannie, wat se toekenning is dit? Aardklop toekenning. Is hy benoem, so ons kan vir hom 'n handeklap gee en duim vat. En dan natuurlik die van julle wat tyd het, hier is koffie hier agter. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.